Hartlike goeiemôre vriende. Ons is besig om verder te reis saam met mekaar deur Jesus se ek is uitsprake en vanoggend fokus ons daarop in dat Jesus gesê het, maar ek is die ware wingerdstok. Natuurlik lees ons ons saam met mekaar vanoggend uit Johannes hoofstuk 15. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so ook julle as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar, gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en dat julle my disippels is. Jesus, die ware wingerdstok. So wanneer ons vanoggend vra, maar waar pas hierdie boodskap, hierdie ek is uitspraak van Jesus in die groter Johannes Evangelie in, dan sê ons maar die Johannes Evangelie leer ons dat Jesus is die woord. En wanneer ons sy woorde glo, het ons die ewige lewe. So, wanneer ons die uitspraak van Jesus lees, ek is die ware wingerdstok, dan pas dit ook in hierdie groter raamwerk van die Johannes Evangelie in, naamlik dat Jesus die woord is, en ja, sy woorde, daardie woorde is, wat ewige lewe gee. En dan onderskei Johannes Evangelie dan twee plekke. Ja, ek kan buite Christus wees. En so 'n posisie het geen vrug nie. So 'n posisie is 'n loot wat verdroog, wat weggegooi word en wat verbrand word. 'n Posisie buite Christus. Maar dan is daar ook 'n posisie binne in Christus. Een waar ek in hom bly, hy in my, en sodoende kan ek vrug dra. En wanneer ons dan vanoggend na hierdie teksgedeelte gaan kyk, dan wil ons dit doen vanuit die perspektief wat ons sê, maar hoe kan ons in Christus bly sodat ons vrug kan dra? Maar wanneer ons vanoggend vir mekaar sê, Jesus is die ware wingerdstok, dan moet ons eers begin om 'n prentjie te maak van hoe lyk so 'n wingerdstok. So, Jesus kom en sê, wie is ek? Ek is die ware wingerdstok. So, Jesus sê, ek is die wingerdstok. Met ander woorde, ek is geplant in 'n wingerd. Wie se wingerd? God die Vader se wingerd, want hy is die boer. Ek is die wingerdstok en julle is die lote. So, daar's 'n wingerd wat behoort aan God die Vader. Jesus is die ware wingerdstok. En hy sê, maar julle, my disippels, julle is die lote. Dit kan gebeur dat ek en jy as 'n loot op die grond plant. Ons vuil word daar in die modder en dat ons nie meer vrug dra nie. Want dikwels as 'n loot wil ek en jy ons eie pad loop. Ons glo daardie leuen van die sonde, dat vir ons 'n beter pad is as die pad wat God vir ons het. En dan wil ons eie pad loop. Dan plant ons dikwels op die grond. Ons word vuil in die modder van die sonde en die vrug in ons lewens ontbreek. Ons is dan soos daardie loot in die wingerd wat op een of ander manier op die grond beland, daar in die modder vuil word. En dan, wanneer die boer na ons kom, dan sien hy nie daardie vrug aan ons nie, want ons het ons gekies om in ons eie rigting te groei. En nou is die vraag,
hoe nou gemaak? Wanneer dit gebeur in my lewe, dat ek ook my eie koers wil inslaan, vuil word van sonde en nie vrug dra nie, wat gebeur dan met my? Kom ons begin daarby om te sê, maar God is die Vader en hy is die boer. En God as Vader en boer reageer op sekere maniere. Die eerste iets wat ek en jy moet vanoggend raak sien, is die woorde opbind in ons teks. Maar jy sal vir my sê, maar ek onthou nie dat ons hierdie woorde in ons teksgedeelte gelees het nie. Vers 2a sê, elke loot aan my, wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Nou, wanneer ek hoor, ek word afgesny, wat sou dit beteken? Beteken dit dan, as ek nie vrug dra nie, is ek slegs net onmiddellik verlore? Want Jesus sê in dieselfde Johannes Evangelie, dat dit is die wil van God, dat nie een van die wat hy aan hom gegee het, verlore moet gaan nie. Nou hoor ons die woord hier, elke loot aan my, wat nie vrug dra nie, sny ek hy af. So beteken dit, ek is verlore. Kom ons kyk mooi na die Griekse woord wat hier gebruik word. En hier is 'n geheim wat een van my mentors vir my gehelp het om raak te sien. En dit is dat hierdie Griekse woord airo nie net die woord wegneem het nie net die woord afsny kan beteken nie, maar eerstens in die primêre instansie opneem. So dis die teksgedeelte hoef nie slegs te lees. Elke loot aan my wat nie vrugte dra, neem ek weg of sny ek af nie, maar neem ek op. So wanneer ons vanoggend sê, kom ons waag om hierdie woord te vertaal met die Griekse woord airo met opneem, dan sê ons hier dat die woord opneem gee vir my 'n heeltemal 'n nuwe betekenis. Want as ek afgesny word, is ek maar verlore. Maar as ek opgebind word, soos 'n loot, kry ek 'n kans om weer vrug te kan dra. Nou, dikwels is dit presies wat met my en jou gebeur. Ons beland op die grond. En dan moet die boer kom en ons weer opbind. Wanneer hy my opbind, dan maak hy my weer vas. Soos 'n goeie vader wat my as ware tugtig, my 'n pak slaag gee op die regte tyd, om my weer die regte pad te wys. Ja, soos die boer my vasmaak, my opbind, sodat ek weer die regte rigting kan groei, is dit vir my seer. Net soos daardie pak slaag wat jy dalk kan onthou, wat jy by jou ouers gekry het. Op daardie stadium dalk nie so mooi kon verstaan het nie, maar mettertyd het dit vir jou verhelder, dat jou vader jou wil onderrig om die regte pad te loop. En dan sien ons hier dat God die Vader as 'n boer, hy sny nie net af nie, maar hy neem op. Hy bind jou op sodat jy weer vrug kan dra. Dit mag dalk pynlik wees, maar hy gee jou 'n nuwe kans om vrug te kan dra. Dan hoor ons dat elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, bind ek op. So wanneer die boer na jou toe kom, dan kan dit gebeur dat hy sien, maar hierdie loot het sy eie rigting gegroei, maar kom ek bind hom op. Die tweede iets wat ons sien, wat God die Vader doen, is om te snoei. So, as die boer kom, dan sê hy, vers 2b, hy snoei hulle reg, sodat hulle nog meer vrugte kan dra. Nou hier is ook nodig om in te fokus op die Griekse woord hier, kafairo, naamlik skoonmaak of snoei. Dit word vertaal in die meeste vertalings met snoei, maar ook in sommige korrek ook met die woorde skoonmaak. Nou hoor ons dat julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. So met wie praat Jesus hier? Hy sê vir hulle, julle is al reeds reg gesnoei. Julle is al reeds gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Nou, ons het aan die begin gesê, Jesus se woorde is woorde wat bevestig wie hy is en dat jy 'n lewe met hom kan hê.
So Jesus se woorde in Johannes Evangelie wil niks anders sê as om te sê dit is wie ek is nie. Wanneer hy sê ek is die ware wingerdstok, dan sê hy eintlik ek is God en dat jy deur dit glo 'n lewe met God kan hê. Nou sê hy vir sy disippels, julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle is reeds reg gesnoei, want julle het dit reeds gehoor en geglo dat ek God is. En sodoende het julle deel gekry aan 'n lewe met God. Nou, wanneer ons die woorde neem, kafaros, wat beteken skoon gemaak, dan sê ons vir mekaar, wanneer ek besef dat Jesus God is en ek glo in hom, dan is dit juist dit wat gebeur. Ek word skoon gewas deur die bloed van Jesus. Daardie vuil van die modder waarin ek beland het as 'n lood op die grond, word as weer skoon gewas wanneer ek weer tot die insig kom wie is Jesus en ek opnuut verenig word met God. Wanneer ek my sonde kom bely en sê Here, ek verkies om te vertrou dat U pad vir my die beste is. Dan kom God die Vader as 'n boer, hy maak my skoon. So, hy bind my nie net op nie, maar hy maak my skoon sodat ek weer vrug kan dra. En dan die derde iets, die woord bly. Dan is daar 'n opdrag wat Jesus kom herhaal en sê bly in my. Dan hoor ons hier, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Nou hoor ons hier, in die Grieks is die woord homenoon. Dit is die een wat bly. Hoor jy, hier is 'n uitnodiging. Jy hoef nie in die grond te bly nie. Jy hoef nie daar in die modder op 'n verkeerde pad jou eie koers te bly sonder vrug nie. Wanneer die boer jou opgebind het en jou skoon gemaak het, dat jy weer vrug kan dra, is hier 'n uitnodiging. Bly in my, die een wat in my bly, homenoon. Jy het die uitnodiging, die potensiaal om hierdie een te wees, die een wat bly, die loot wat in die wingerdstok bly. Bly in my. In vers 4 hoor ons, dit word so opdrag skets, letterlik, julle moet bly in my en ek in julle. My nate, julle moet bly. So hoe bly ek in God? Ek bly in God deur geloof in Jesus. Daardie geloof wat ek glo, hy is wie hy sê hy is. Daardie geloof wat ek glo, ek kan deel kry aan 'n lewe met God deur hom. Maar daar is dieselfde geloof in Jesus, dat hy die seun van God is, bly ek in God. En dan bly God in my deur die Heilige Gees. So julle moet nou in my bly, hoe? Deur geloof in Jesus. Hoe bly ek in julle? Ek bly in julle deur die Heilige Gees. Bly ek in julle. So wanneer ek hoor die opdrag is bly, dan beteken dit ek en jy moenie net weet van Jesus nie. Dis nie net 'n oppervlakkige verhouding met hom hê nie, maar dit is 'n intieme een. Jy weet in jou lewe staan jy in 'n verhouding met verskillende mense, maar nie elke verhouding is 'n intieme verhouding nie. Maar hierdie verhouding wat God my en jou na toe uitnooi met homself, is een waarin ons in 'n intieme, naby verhouding met hom kan leef. Openbaring skets hierdie verhouding so naby deur dit te vergelyk met 'n huwelik tussen man en vrou. Om te sê die opdrag, my nate, bly in my soos ek in julle. Miskien sê jy vanoggend, dit is my lewe. Ek het die verkeerde rigting geneem. Ek het vuil geword van my sonde. En ek leef nie meer so naby aan God soos ek geleef het nie. As die boer vandag by my kom, is ek bevrees, hy gaan nie vrug om my lood te vind nie. Maar die goeie nuus is, wie is Jesus? Jesus sê, ek is die ware wingerdstok. Daarom hoor ons, die Vader sê, al dra jy vandag nie die vrug wat jy moet dra nie, is ek bereid om jou op te bind. Ek is bereid om jou skoon te was. En ek is bereid om vir jou lewe te gee deur my seun Jesus.
En daarom kan ons vanoggend vir mekaar sê, maar Jesus is dan ook my ware wingerdstok. As ek vanoggend kom en sê, Here, hier is ek, as 'n loot, wil ek kom bely dat ek my eie koers ingeslaan het. Ek het die leen van sonde geglo dat daar 'n beter pad is as die een wat U vir my gee. Ek wil dit kom bely. Dan kom die boer en sê, ek bind jou op, sodat jy weer kan vrug dra. Ek was jou skoon van daai vuil van die sonde se modder. En dan nooi ek jou met die opdrag waarmee ek jou beveel, bly in my. Waarom? Want Jesus, my seun, is wie hy sê hy is, naamlik die ware wingerdstok. En wanneer jy in hom bly, kan jy hierdie vrug dra en my daardeur verheerlik. Amen.